Nou, kom ons deel gou, ons gaan gou aan met, of nie gou aan nie, ek gaan nou probeer om vandag te wees, Matteus 13, kom ons blaai net, laat ons dit net weer lees met ons eie oë, Matteus 13, die tema is, van swak grond na goeie grond. Nou goed, Freddy sal nou weet, as iemand plant, wie is nog in die saaiery, Japie het baie te doen met die saaiery, en JP, wie van julle het nog te doen met saaiboerdery? Ja, Lafras, hy weet wat het is om goeie en swak grond te sien. Wie nog? Ok, Ben, jy is meer met die vee, of is julle ook met die saaiery? So bietjie, yes. Nou goed, en Phyllis ken van, en natuurlijk Maarten, yes. Ag, en natuurlijk Troep, sy bynaam is Troep, maar sy naam is Johannes, yes. Maar julle almal ken, en ek is nou die laaste tyd baie, staan ons bietjie stil hier op, en die gelykenis van die saaier. Nou kom ons vat net saam daar van vers 19 af. Matteus 13 vers 19 sê, as iemand, dis nou net 'n samevatting van hierdie gelykenis, hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart is, gesaai is. En dit is hy, wat by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dis hy wat die woord hoor en dadelik, ons het ander dag die uitdrukking gebruik, dadelik, sê saam met my dadelik aanneem, met ander woorde, dadelik sê hy, ja, jippie en alles, met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, struikel hy, dadelik. Hoe gou het hy gesê, ja Here? Dadelik. Hoe gou sê hy, nee Here? Dadelik. Goed. En hy, by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van die wêreld, die kommernisse, nou ek weet, julle het nie bekommernis nie, so, maar die sorg van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom verstik, Safokheid, verstik die woord, dit is nou, julle kan nou daar, ons kan weer ander dag oor, Noag Jona, wat in die visse maag was, en die saaier, hy was die grond, en in hom was die saad van die woord, die boodskap van die prediking, die evangelie, maar die sorge van Nineve het om verstik, en dit is wat hier gebeur, het verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Toe Jona in die visse maag gesit het, was hy vrugbaar of onvrugbaar? Onvrugbaar. Het die saad na die wêreld toe gegaan, het die woord van die koninkryk uitgedra? Nooit, want hy was bekommerd, hy was nie op die plek waar God hom wil hê nie, maar by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, en wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Nou goed, so dit is in kort ons vertrekpunt vir oggend. Nou, ek glo almal van julle het al in 'n mindere of 'n meerdere mate 'n belewenis met God gehad, in die sin waar jy aanvanklik nee gesê het, en iets gebeur het in jou hart, waar jy omgedraai het en gesê het, yes Lord. Waar daar skielik, onthou, nou die dag het ek die stelling gemaak, hierdie is verskillende tipes grond, maar dis nie verskillende mense nie, dis al hierdie mense is ek self, is die fases en die tye van my lewe, die keuses van my eie hart, so, daar's tye wat ek goeie grond is, daar's tye wat ek swak grond was, amen, ek wil nie sê swak grond is nie, maar iets gebeur, nou wat gebeur, kom ons blaai nou na Jesaja 55 toe, nou, soos ek op die groep gesê het, ons gaan bietjie kuier, Jesaja 55 vandag. Nou goed, so wat is dit, wat skielik in jou gebeur, wat gebeur in jou lewe, wat verander my van swak grond na goeie grond? Kom ons wees gou, knyp jou gou self, dan voel jy jy's mens. Goed, as jy dan nou mens is, wie van julle was al swak grond in jou lewe? Ons almal. Goed, nou dankie. Goed, so met ander woorde, wat verander my? Jesaja 55, onthou, daar's 'n ou valseun, ou Etienne, wat altyd sê, partykeer nie 'n Sondag laat verbygaan, en sê alles wat in die Ou Testament staan, word herhaal in die Nuwe Testament. So,
Die Nuwe Testament is Matteus 13, die Ou Testament Jesaja 55, die grond. Goed, sê saam met my die grond. Dankie, mooi. Nou goed, nou daai grond is ek, dis Etienne, dis jy, dis ons. Vers 1, o almal wat dors het, kom na die water, en wie geen geld het nie, kom koop. Nou wat 'n kontras. Gestem jy saam? Hy sê, wie geen geld het nie, kom koop. Hy sê nie kom half verniet nie, hy sê kom koop. Kom koop, en wie geen geld het nie, kom koop, en eet ja, kom koop sonder geld. Nou hoe kan jy koop? Hy sê nie kom kry verniet nie, maar kom koop sonder geld, en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in die vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, en luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Nou net daai 3 verse, as ek nou moet stilstaan op dit, gaan ons nie huis toe gaan vandag al nie. Maar kom ek gee net gou 'n vinnige, hoe sal ek sê, 'n samevatting. Hy sê daar, so eerstens, hy begin met die stelling, en hy sê, almal wat dors het. Maar hy sê, almal wat dors het en wat behoeftig is, dis eintlik wat hy daar so sê, kom koop sonder geld. En hy sê, die van julle wat geen geld het nie. Nou daai begrip wat God sê, die wat geen geld het nie, dui op die einde van my probeerslag. Dit is wat Niklas nou vir ons gesê het, van die vyeblare. Dit is die einde van my eie probeerslag. Ek het nie meer geld oor nie. Hoeveel keer, byvoorbeeld die vrou wat in bloedvloeiing gelei het al haar wat uitgegee op die dokters? Al haar geld. En toe sy geen geld meer oorgehad het nie. So daar kom 'n tyd, wanneer die Here met ons as sy volgende, en onthou hierdie skrif, luister net gou mooi, is tot Israel geskryf, en dit was geskryf in die konteks van die volk van God. Hierdie hoofstuk was nie geskryf vir die sondaars nie. So hierdie skrif is op ons van toepassing, op as gelowiges. En daar kom 'n tyd in ons lewens wat ons aan die einde van myself is, maar dan sê hy hierso, kom koop, maar nie op jou manier nie, op jou, wat is jou currency, termes, daar is die woord, dankie, op jou termes nie. Met ander woorde, ek het hier geskryf, daar is 2 currencies, valutas, wat hier ter sprake is. Die een is my valuta, is dit die regte woord, die boekhouer, en die ander een is die hemelse valuta. So, daar's 'n kooptransaksie wat moet plaasvind. Met ander woorde, as die Here sê, julle eet goed, en julle maak by mekaar, en dit kan julle nie versadig nie, kom alles daarop neer. As ek by die einde van myself gekom het, kom dit by hierdie ding uit, wat ek hier geskryf het, dit wat ek nodig het, word tans nie ontmoet nie. Dit wat ek regtig nodig het, word tans nie ontmoet nie. Amen, dink jy dit is wat hy hierso sê? En onthou ouens, die Here wat ek weer 'n keer sê, hy sê nie hierso kom kry dit verniet nie. Hy sê kom koop. Nou vanoggend Irina het gesê van die span wat hierso is, en hulle is nie die enigste nie. As ek hierdie mikrofoon omstuur en ek vra wie van julle het vandag benoudheid? Wie van julle het vandag 'n challenge? Wie van julle het nodig vandag om te sing, oh God, my God, I need you? Dan het ons een ding geleer, 'n offer is nie 'n offer as dit jou nie iets kos nie. En hy sê, so kom koop. So dit moet jou iets kos, maar wat kos dit my? Hy sê hierso by herhaling, neig julle ore, luister. Met ander woorde, ek koop, sê so saam met my, ek koop met my ore. Dit is die valuta, dit is wat die Here eintlik hierso sê, dit moet jou kos. Al is jy nie nou lus om te kom en te luister nie, dit gaan jou 'n prys kos. Jy het dissipline nodig. En by the way, ons altyd sê, die woordjie disipel kom van die woord dissipline af. Goed,
Met ander woorde, en dan sê hy so, as dit gebeur, hy sê, sal jou siel lewe. En daai woordjie lewe, in sy Hebreëse teks, het ek nou die dag net weer gekyk, en dit was vir my net amazing. Wie van julle weet, wat beteken die naam, toe, okay, nou kan ons so ver teruggaan, dan sal ons dalk weer op die groep sit, 'n boodskap wat ek, seker so 2 jaar terug bedien het, die asem van lewe. Wie van julle weet, wat het God gesê, toe Moses vir hom gevra het, Here, wie is u wat my stuur? Wat antwoord God? Ek is, maar weet jy hoe klink dit in Hebreëus? Het jy geweet, dit klink so, die woord Yahweh is nie 'n woord nie, dis 'n geluid. Dis die asem van lewe, en dis hoekom dit sonder vokale geskryf word in sy oorspronklike teks. En nou, daai woordjie, jou siel sal lewe, is daarbo, is hy vir julle wat nou die Hebreëus kan lees, beteken Yahweh, wat 'n selfde stamwoord is as die woordjie Yahweh, die woord jou siel sal lewe. Lewe. Met ander woorde, jy sal asem, daar sal weer, daai woordjie lewe beteken to revive, to be whole, om weer volkome te wees. Met ander woorde, jy wat dors het, jy wat behoeftig is, hy sê kom in jou siel, jy sal hier uitstap en jy sal weer, yes, sê gou saam met my, dit klink mooi, goed, maar dis die inleiding, nou gaan hy verder en hy lees hier so en die Here praat en ek onthou nie daai woordjie bestendige genadebewyse beteken, God hou nie op met genade nie, dis bestendig, want God is, he's the rock, hy is die rots van die eeue, wat beteken deur die eeue heen bly hy standvastig. Maar kom ons lees net gou terwille van tyd, ek wil nou nie te lang stil staan nie, maar hy sê, kyk ek het hom, daai hom is Jesus, tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en tot 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, die nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop terwille van die Here jou God. Met ander woorde, mense kom na jou toe terwille van, as gevolg van Jesus in jou. Wow, goed. En van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is en roep hom aan terwyl hy naby is. Hoe graag wil hy nie daaroor bedien nie, maar nou, ek het 'n tyd terug vir u so 'n bietjie verduidelik in die Grieks en in die oorspronklike teks het jy 'n ding wat jy noem 'n nominatief, 'n genitief en 'n datief en 'n akkusatief en al daai goeters. Nou wat hierdie beteken, wat ek nou net gou vir u wil hier verduidelik en sê, vers 7 sê, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Sê gou saam met my, die kwaaddoener, daai kwaaddoener is nie 'n sondaar nie. Stem jy saam, want hierdie is nie tot die Moabite en tot die Filistyne en tot al daai klomp ouens geskryf nie. Hierdie is vir die kinders van Israel geskryf. In vandag se konteks vir God se kinders. En hy noem onder God se kinders, sê hy, daar is kwaaddoeners onder hulle. Nou lyk nou maar heilig, maar hy het daarvan julle al bietjie kwaad gedoen. Hy sorry Heinrich, maar goed, hy sê, laat die kwaaddoener sy gedagtes laat staan en hom bekeer tot die Here, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy, God, vergeef menigvuldiglik. Is dit nie 'n goeie nuus vanoggend nie? God vergewe menigvuldiglik. Toe ek hierdie lees, toe dink ek so aan die een keer toe ek vir die Here gesê, Here, ek het alweer vir die hoeveelste keer kom sê ek is jammer oor dieselfde ding. Ek weet julle het dit nog nooit vir die Here gesê nie. En daai dag toe die Here net vir my sê, ek sal nie van jou verwag om 70 maal 7 keer per dag te vergewe, as ek het nie self sal doen nie. Hy vergewe menigvuldiglik. Maar waar begin, wat is die nominatief hier, wat is op die tafel hier? Nie die kwaaddoener nie, sy gedagtes. So alles, ek het ander dag die uitdrukking gebruik, alles begin by 'n gedagte. So hier is ter sprake, wat hier ter sprake is die gedagtes, dis die tema, die gedagtes van die kinders van die Here, wat nie is waar dit moet wees nie. Goed, dit is hierdie hele boodskap
van vers 1 tot 13 wat ons nou by gaan uitkom, is alles die tema is jou gedagtes. Kan ek het so, alles begin by jou gedagtes. So hierdie, dis die nominatief, as jy nou in sy oorspronklike teks, as jy nou deur die goed loop leer, dan verstaan jy alles, dis die tema wat op die tafel is. Goed. So op hierdie stadium is die gedagtes van hierdie persoon, partykeer ek, wat hier ter sprake is, nie in lyn met God se gedagtes nie. Goed, so ons knyp onsself, kan partykeer identifiseer hiermee, maar nou het ou Etienne al baie keer al vlek gevat, omdat ek 'n stelling maak en sê, die mense het 'n ungodly belief geglo, en 'n Afrikaanse idioom gevorm as gevolg van hierdie volgende verse, en hulle aanvaar nou maar net, en daar sê saam met my, die van julle wat saam met my stem, ungodly idioom, 'n onware idioom gevorm wat sê, laat Gods water oor Gods akker. Dit is nie wat God hier bedoel nie. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Goed. Nou stem julle saam dat mense verkondig vandag, onthou maar net, God se wee is nie ons wee nie. En ons verstaan nie sy gedagtes nie. Terwyl 1 Korintiërs 2 sê, we've got a mind of Christ. Nee man, dis soos André nou gesê het, ons beledig die Heilige Gees, dis net vir predikante. Want sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Is dit wat die mens geleer is? Is dit wat die kerk geleer is deur die jare heen? Of is u nou nie is dit wat God bedoel hierso? Sy gedagtes is nie. Hy sê, dis 'n bestraffing. Hy sê, julle het kwaad gedagtes. Hy sê, op hierdie stadium is julle gedagtes nie my gedagtes nie. Met ander woorde, verander. Lek nou jou vinger en blaai om. Want soos die hemel, wat is die hemel? God se gedagtes. Hoër is as die aarde, wat is die aarde? My gedagtes, dankie André. Die van julle wat wil Bybelstudie doen, kan julle kyk, ek het dit so ge-highlight, blou en geel, of oranje. My gedagtes, God se gedagtes, wat hy hierso sê. Want soos die hemel, met ander woorde, soos die hemel, God se gedagtes, hoër is as die aarde as my gedagtes, so is my wee, hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Met ander woorde, Etienne, wat jy nou vir my impliseer is, wat God bedoel hierso is, tans, dankie, tans, daar by vers 8 en 9, is God se gedagtes en ek wat kwaad doen se gedagtes en wee nie op dieselfde plek nie. Ons is nie gesynk met God nie. En lyk nou maar heilig. Maar wie van u was al daar? Dat ek nie saam met God dink nie. En dankie André, die Heilige Gees is daar en hy sal kom en hy sal julle wat doen? Oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees oortuig. Wie van u weet waarvan ek praat? Die Heilige Gees oortuig ons en hy sê, Etienne, dit waarmee jy nou besig is, jou gedagtes is nie nou my gedagtes nie. Jou manier, jou wee, dit wat jy nou mee besig is nie myne nie. Maar dis nie waar dit stop nie, stem jy saam? Want die tema is van swak grond na goeie grond. Op hierdie stadium kom die saad in jou Etienne, maar jou gedagtes is vol kwaad, jou gedagtes is, jy mis God, so die woord kan nie oplewer in jou lewe nie. Jy's swak grond. Nou moet ek maar met myself ploeg vanoggend. Ek wens ek kon met Japie geploeg het, maar ag, was dit al so, Japie? Nou ouens, kom maar nie. Ek wil vers 13 eintlik, dis die pans, julle gaan dit geniet, julle gaan sê njam njam by dit, maar kom ons, julle gaan vir my nou sê, maak nou klaar dat ek kan hoor. Goed, vers 10, mooiste versie, so hy sê, want, soos die reën, waaruit kom die reën? Van bo af. Met ander woorde, stem julle saam, hierdie reën is God
se gedagtes. Soos die reën en die sneeu van waar af? Van die hemel, waar God se gedagtes is, neerdaal, nie reëndaal. Kyk gou my hand, uit die hemel uit, aarde toe, hier's die aarde. Dit, reën op die aarde. Goed, nou kyk nou weer hier. Soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, en daarin nie terugkeer nie, maar die wat deurvogtig? Wat het hy in die vorige vers, in vers 9, vers 8 en 9 gesê, wat is die aarde? My gedagtes en my wee. So die reën kom uit die hemel en dit deurvogtig my gedagtes en maak dat dit, wat is daai dit? Dis ou Etienne, dat dit die goeie grond voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Onthou, jy het gekom en jy het geluister, jy het kom koop met sonder geld, waarmee kom koop ek? Met jou ore, mooi, wie het dit gesê? Jy het mooi ore. Goed, my ma het my altyd gevra, het jy ore? Nou goed, dan weet ek nie wat om te antwoord, sê ek sê weer? Nee. So sal my woord wees wat uit my mond gaan. Dit sal nie leeg teruggee nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Nou, Etienne het hier 3 skrifte wat ek wens ek kon vandag oorpreek, maar ek sal dit ander dag weer, maar ons het Genesis 7 vers 11 sê vir ons. Genesis 11 Hebreërs 11 vers 7 sê, voor die sonvloed het dit nog nooit gereën nie. So, dis hoekom hulle vir Noag gesê het, jy is so bietjie, ja, goed. En toe gebeur dit, Genesis 7 vers 11 sê, toe kom die reën, en wat het die aarde gedoen, toe die reën kom, uit die hemel uit? Toe die aarde, dankie Gert, toe die aarde oopgebars en sy waters gegee. Met ander woorde, iets uit die hemel trigger iets wat alreeds hier sit. Wow. Psalm 42 het ons gelees gesing vanoggend vers 8. Deep cries unto deep. The deep in God calls to the deep in me. Psalm 110 vers 3, ja, Psalm 110 vers 3 sê, my people will be willing in the day of his power. Die oomblik wanneer jy met God ontmoet, dan kom daar 'n gewilligheid, dan respond ek. Amen. Nou ek het 'n vreeslike stelling hier gemaak, nou kom ons kyk of julle kan byhou. Goed, vers 10, die hemelse gedagtes, dis hy. Julle ken, vir die van julle wat dit nou nog nie weet nie, Freddy, hier is baie tekens en wonders. Die Here werk elke Sondag. My vrou gooi tekens en ek wonder wat dit betekens. Goed. Vers 10. Nou, uit grond van dit wat ek nou gelees het, kyk gou daaronder, kyk of julle saam met my dit kan verstaan. Dit is nou soos 'n lesing wat hy vandag aanbied. Die hemelse, in hakkies, Godse gedagtes in sy wee, bevrug, hou nou 'n gedagte, Matteus 13 se goeie grond, bevrug die goeie grond, sodat die aardse, my gedagtes, soos die hemelse gedagtes sal wees. Want ouens, Paulus het nie gelieg toe hy gesê het, we've got the mind of Christ nie. Dis God se wil, dis nie God se wil om te sê, ag, God se wee is in elk geval nie my wee nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê eintlik, ek wil jou verander. Hy sê, kom in my teenwoordigheid, neig jou oor en luister. Koop met jou ore. Koop met jou ore, want ek wil jou deurvogtig met my woord. Ek wil jou goeie grond maak. So sal my woord wees, dit sal nie leeg terugkeer nie, maar voorspoedig wees. En dan sê hy hierso, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. En onthou ouens, vir die van julle wat die Here vertrou en sy stem te hoor en alles, ons het vier vandag Pinksterdag en ons gee erkenning aan die persoon van die Heilige Gees.
Daarom het André vir ons 'n fondasie gelê. Hy word genoem die Gees van die waarheid en hy sê, as hy gekom het, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hier sê hy, julle sal met vrede gelei word. Geliefdes, as jy onvrede het, is dit nie van God af nie. Die besluit wat jy moet maak, is redelik, ek wil nie sê maklik nie, want het is nie altyd maklik nie. Maar goed, nou sê hy die stellings, berge sal vir jou wyk, en vir jou jubel, vir julle in gejubel, en dan maak hy hierdie stelling, al die bome van die veld sal die hande klap. Nou, glo julle God gebruik beeldspraak, ons kan dit nie letterlik, want ek het nog nooit 'n boom gesien wat hande klap nie. Dankie André, staan dit daar, Psalm 1 vers 3 is vir ons 'n voorbeeld, julle sal wees soos 'n boom by die water. So, bome in die Bybel, wie het die Britse, sê dit bome, wie van julle weet dat die Bybel vergelyk die mens met bome? So hierdie wat hy sê, die bome sal hande klap, beteken dit verwys na ons, dat daar verandering in jou lewe is, as die reën van God in jou hart val. Dis 'n belofte van God. Nou kom ons maak klaar met 'n nuwe preek. Nee, ek joke niet, maar kom ons, is jy gereed vir 'n openbaring, ouens? Hierdie volgende skrif is beautiful. Wat gebeur in daai oomblik, dat hierdie ou kwaad Etienne, nou in bitterkort kan ek net gou vir u sê, daar was 'n keer, en ek kan dit weer post, my parkie ervaring. Dis maar een voorbeeld. En hoeveel voorbeelde was daar nie al nie, maar dit bly my altyd close to home. So is ek in my eerste jaar op Bybelskool, en ons moes op 'n uitreiking Lesotho toe gaan, en ons moes paspoorte kry, en so gaan neem ons paspoort, foto's en alles, en ek kondens het nou net vinnig, en ek sien hierdie foto, en ek is so kwaad, want toe pop al die issues wat ou Etienne met homself gehad het, en ek nie van myself gehou het nie, en al hierdie ou klomp goed is van my kinderjare uit. En ek gooi die foto in 'n asblik, en wat nou my swaar is, Johan, hy haal die foto uit, en hy sê, maar jy kan nie dit doen nie, en alles, en ek onthou nog, al hierdie selfverwerping pop uit. En daai aand toe daar na by die Bybelskool waar ons geswat het, was 'n parkie. Daai tyd kon jy nog in die parkies gespeel het. En ek gaan sit in daai parkie hier van die middag, laatmiddag af, en ek beklei met God. Ek weet, julle het dit nog nooit gedoen nie. Ek weet, julle het gesê, Here, julle het nog nooit gesê, Here, hoekom het jy my so gemaak nie, en hoekom dit, en hoekom dat, of is die een wat al met God in 'n woordestryd was, en onwillig was, en ek stry met die Here, hoe kon jy my, ek het 'n fout gemaak om Bybelskool toe te kom en alles, en ek onthou daai oomblik, net om alles saam te vat, en ek vir die Here sê, Here, hoekom het jy my so gemaak en alles, en die stem van die Here in sy wysheid, wat vir my sê, vergewe my, dat ek jou so gemaak het. En toe ek dit hoor, toe dink ek, toe besef ek die Here sê eintlik vir my, hy het nie 'n fout gemaak nie. En ek onthou nog, ek is in 'n oomblik op my aangesig, daar van jou swing af, en ek sê, Here, jy het nie 'n fout gemaak nie. En toe ek sê, Here, jy het nie 'n fout gemaak nie, toe besef ek antwoord myself nou. En die Here begin met my te werk, en ek onthou, het was 'n redelike ontmoeting met die Here, 12 uur daai aand, toe ek nog steeds in daai parkie, en ek sê vir die Here, Here, dankie dat jy my so gemaak het. En ek sê, Here, stuur my na die uiteindes van die aarde, want die swak grond het verander, omdat ek geluister het. Maar ek onthou hierdie woorde, Here, stuur my na die uiteindes van die aarde, en ek onthou nog, dit was seker 18 maande later, 2 jaar later, toe kom bedien 'n ou daar by die kerk, 'n ou wat baie profeties bedien, en hy roep my uit. Hy weet niks van die parkie ervaring nie, en hy sê die woorde, hy sê die Here wys vir my, 'n tyd terug, hy het nie gesê hoe lang terug nie, het jy vir die Here gesê, stuur my na die uiteindes van die aarde,
en ek het jou gebed gehoor. Nou ouens, as dit nie 'n ou se lewe kan verander van swak grond na diep grond nie, dan, want stem nie saam, op daai parkie toe ek so kwaad was, toe ek daai foto daar gooi, was my gedagtes, nie God se gedagtes nie. Amen. Wat verander? Wat is die verandering? Hy sê hierso, nou ouens, in Genesis 3 vers 18, wat het God gesê vir die vloek? Wat sal julle oplewers? 2 dinge. Dorings en distels. Goed, nou sê hy hierso, wat sal gebeur? Hy sê, vir 'n doringboom, nou hierdie woordjie doringboom, is nie die regte vertaling vir ons, wat in die Kalahari bly nie. Want vir u, wat in die Kalahari bly, is 'n doringboom die mooiste, daar's seker niks so mooi soos 'n kameeldoringboom nie, stem jy saam? Maar dis nie 'n boom, dis nie wat hy hierdie woord is 'n braaier, Engels, dis eintlik 'n hak en steek bos. Dis 'n doringplant eintlik wat hy van praat. Ek dink die Engels sê where there once was thorns. So dis nie, daai doringboom is eintlik 'n curse. Dit is eintlik iets negatief wat hy van praat. Inteendeel, daai doringboom beteken die volgende: vir die herders van daardie tyd het nie gehou van 'n doringbos nie, want wat gebeur het, die skape het vasgehak die hele tyd, en vanaand, hoor nou mooi, het dit 'n herder gekos. As al sy skape nie in die kraal is nie, dan moet hierdie ou alweer opgaan, dan moet hy in die reën, dan moet hy daai skape gaan losmaak uit daai hak en steekbosse uit. So dit was nie 'n bos, dit was nie 'n vriend vir 'n boer nie. Nou, dit is wat hy hiervan praat, van daai doringbos. Nou geliefdes, daai doringbos sê eintlik vir ons vandag, as jy naby my kom, steek ek jou. Dis wat dit eintlik sê. En wie van die weet, daai bome, hy sê dit is mense. So daai doringboom of daai doringbos is 'n mens waarvan hy praat. Dis 'n persoonlikheid. Dis 'n flaw in iemand se persoonlikheid. Dat mense vashak aan jou, wat nie moet vashak, nie aan jou, nie aan iemand. Wie van u het al nodig gehad om te sê, Here, detach my van iemand se persoonlikheid, wat 'n houvas op my lewe het? Of wie van u weet van waarvan ek praat? Hoe erg sou dit nie wees, as ek daai persoonlikheid is, en iemand sê, Here, maak my los van hierdie persoon, want hy het 'n manipulerende effek op my. Dit is wat dit eintlik hier op na verwys. En hy sê die verandering wat God doen van swak grond na goeie grond, hy sê in plek van 'n doringboom sal 'n sipres opgaan. Nou 'n sipres is straightforward in die kultuur van hierdie, waar toe dit geskryf is beteken immergroen. Altyd toeganklik, jy's veilig. Dit is wat 'n sipresboom beteken. Sê gou saam met my shoe. Maar dit is wat God verander. Stem jy saam? Dis hoe ver God persoonlikhede kan verander vir die wat luister. Halleluja. En dan gee hy nog 'n voorbeeld. Hy sê vir 'n distel, want dis dorings en distels, wat Genesis 3 vers 18 van praat. Hy sê vir 'n distel, nou waarvan spreek 'n distel in die Bybel? Dit praat straightforward van moenie op my trap nie. Is dit wat 'n distel sê? Moenie op my trap nie. Goed. Hy sê in teenstelling van 'n distel sal 'n mirteboom opgaan. Nou ouens, daai woordjie mirteboom in Hebreëus, ek weet nie of is die woordjie, het u geweet, die Jode as hulle gepraat het van 'n mirteboom, het hulle van 'n esterboom gepraat. Nou die Hebreëse woord daarvoor is Hadas, eintlik Hadas. Nou wat was Ester se naam gewees? Hadassa. So dit was 'n esterboom, maar die simboliek van 'n mirteboom, hoor nou hoe mooi is dit. 'n Mirteboom se eienskap is die volgende: as jy hom kap met 'n byl of as jy hom kneus, gee hy 'n sagte, 'n lekker reuk af, 'n aroma af. Met ander woorde, van een persoon wat sê, moenie op my trap nie, verander die Here daai selfde persoon te sê, as jy my trap,
weerspieël ek 'n lieflike geur. Amen. Nou ouens, dit is hy sê, nou gaan hy sluit af. Hy sê dit sal vir die Here wees tot 'n naam en tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei word nie. Ek het hierby geskryf, 'n ewige teken wat nie uitgeroei word. Filippense 1 vers 6 sê die werk wat God begin het, sal hy volëindig. En Handelinge 5 vers 38 en 39 sê 'n werk wat van 'n mens is, val weer. Maar 'n werk wat God doen, bly vir altyd staan. Met ander woorde, dit wat God doen, sal vir altyd bly. Ekskuus, ek het nou daai fotootjie geskiep, kan jy net gou vinnig opsit. Ek het nou die dag sommer net Wikipedia, net om net 'n bietjie die idee te kry van 'n distel. En hoor nou wat sê hy hierso van 'n distel, dan sit hy 'n persoon, nou nie oordeel nie, maar dis 'n persoonlikheid. Onthou God vergelyk dit met 'n persoonlikheid en hy sê 'n brandnekel. Nou ek het groot geraak met 'n brandnekel. Daar in die Kaap, maar ek sal nou nie sê, ek sal ander dag, as ons alleen is, sal ek sê wat ons gedoen het met daai brandnekels, maar hy sê, onthou nou sien dit nou in die lyn van 'n mens, is 'n skerp bekende onkruid, wat 'n skerp brandhare op sy blare en stingels het. Wanneer jy daaraan raak, breek die haartjies en skei 'n vloeistof af, wat 'n pynlike brandende uitslag en 'n intense gejuk veroorsaak. Nou wie van julle ken sulke persoonlikhede? Zip nou jou lip, ons is amper klaar. Goed, nou ouens, ek wil net weer die ding aanhaal wat ek ander dag aangehaal het, en die Here eendag jare terug vir my geneem het, en gesê, every time of intimacy with God has an effect on the rest of your life. En geliefdes, ons het Vrydagoggend hier met die manne gesê, wanneer die Here sê, hy het my verander. Die Here verander 'n vark na 'n skaap. Wat beteken, hy kan dit doen. Hierdie is nie 'n werk van 'n mens nie, maar dit is wat God sal doen. Amen. En ek het hier straightforward net 'n gebed geskryf, en gesê, ek probeer dit so eenvoudig as moontlik maak, en sê, Here, hoe bevoorreg is ek nie, dat u bemoeienis met my maak, om die grond in my hart dieper te maak. Mag ek en almal om my die vrug sien en u altyd verheerlik word. Mag die vrug gesien word. Stem jy saam, Niklas, vir jou boodskap ook van die olyf, die vye, dat dit nie net blare wees nie, maar God wil vrug sien. En kom ons bid dit net vandag. En ek het wil sommer net uit my hart uit sê, ouens, hierdie boodskap is 'n jammer. Hierdie boodskap is 'n tool. Ek kan dit nie vir u toepas nie. Stem jy saam? U self trek by God in. U self trek by God in. Is 'n boodskap wat gebaseer is om geloof in die hart op te wek. Amen. Om geloof in die hart op te wek. Yes. Goed, roep my aan en ek sal jou antwoord. Nee, ek joke nie. Yes. Amen. Kom ons bring sommer ons harte vanoggend net so voor die Here. Amen. Here, dankie dat u my geskep het. En u 'n bepaalde persoonlikheid aan my en aan my boetas verleen het, gegee het. Maar Here, baie keer het die lewe gekom en dit kom verwronge maak en dan sien ons dinge in onsself wat soos 'n doringboom of soos 'n distel is. En dan sien ons die dorings wat die woord verstik en ons sien dat ons nie die vrug oplewer. Dan sien ons, soos ou Niklas volgens vir ons so mooi gesê het, die blare is daar, maar jou Here, waar is die vrug in my lewe? En ons kom net na u, Papa hart vanoggend toe. En ons bid, Here, verander ons. Ag Here, is dit ons 'n prys kos om in u teenwoordigheid te kom.
dalk net stil te raak vir U. Dat die reën uit die hemel kom en hierdie ou harde stuk grond versag en verander. Here, U kan selfs die diepste klippe en onvrugbare grond verander, want dit is wie U doen, wat U doen. En Here, ek wil vanoggend elke hart wat al kan sê, Here, ek is soos daai ou doringbos. Partykeer voel dit vir my, as mense naby my kom, dan maak ek hulle seer. Of miskien is daar iemand wat sê, Here, ek is dalk op hierdie stadium attached, gehak aan 'n persoonlikheid waarin ek nie wil wees nie. Engela het vir ons gelees vanoggend dat U die herder is. En is die herder wat laatmiddag gaan soek na die skape. En is daai herder wat die skape wat vasgehaak het aan die bosse losmaak. Maak my los, Here. Maak my los. Maak my los dat ek vanaand in die kraal gaan slaap en veilig wees. En verander my. Here, die ou distels in my lewe. Here, ek wil vandag ook sê, maak my 'n esterboom. Wat 'n goeie, 'n lieflike aroma afgee. Wanneer ek geknees word. Here Jesus, toe ek dit nou die dag net weer deurgaan, toe dink ek so, U word genoem die roos van Saron. En 'n roos se blare, die reuk van 'n lieflike roos kom eintlik uit wanneer hy geknees word. Wanneer daai vog in daai blare, wanneer daai partikels, daai blare gebreek word en dit wat binne is kan uitkom. Dink aan die vrou wat in die nardesalf, daai albastefles gebreek het, sodat daai reuk van daai nardesalf uitgekom het. Here, kom maak my gedagtes, U gedagtes, en my wee, U wee. En U sê net een ding, U sê, laat die kwaaddoener sy gedagtes verander, want God vermenigvuldig. Vergewe menigvuldiglik. En dankie, Here, dat ons met vrymoedigheid vanoggend kan sê, Here, elke gedagte en elke gedagtepatroon wat nie U gedagtes is nie, laat staan ons vanoggend. Vergewe my, soos wat U woord sê, U vergewe menigvuldiglik. Maar ek bid dat as ons hier uitstap, ons vars, nuut sal wees. Sipresbome, esterbome, palmbome, alles wat, vyebome wat vrug dra, 'n boom wat by waters geplant is, sal wees. Maar Here, we say yes, Lord.